Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade vir julle elkeen en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ja, geliefdes, ons lees dan vandag ook saam by die Bybel uit. Psalm 139, Psalm van Dawid, Psalm 139, bekende Psalm, 'n heerlike Psalm, 'n gebed, 'n lied, 'n gedig, wat hierdie kind van die Here geskryf het, so 1000 jaar omtrent voor Christus. Dan voor ons Psalm 139 lees, kom ons buig ons hoofde, en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, as ons vandag saam hier in die kerk is, dan is die een groot emosie wat ons oorweldig, een van diepe dankbaarheid. Vir elkeen van ons wat in die kerk is, Here, het U deur ons lewe ryklik geseën. Ons kan daarvan getuig, ons kan daaroor praat, ons kan mekaar daarvan vertel, dat die Here vir ons elkeen goed is en goed was. Baie dankie vir al die genade wat U so onverdiend oor ons uitstort. Al die liefde wat U vir ons gee, al die beskerming wat U bied, al die geborgenheid wat daar by U is. Here, dankie daarvoor. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U van die begin af ons God is. Dankie dat dit U is wat beloof het, ek sal jou God wees, my kind. Ek sal na jou omsien en ek sal jou versorg. En U doen dit. Baie dankie. Baie dankie dat ons vandag saam kan wees hier in die kerk om mee te leef en mee te doen ook aan die belydenis van geloof wat Jason gaan aflê, hiervoor getuies en voor U troon. Dankie dat ons kan saam wees wanneer ons nagmaal gebruik. Dankie dat ons kan saam wees, Here, om U te verheerlik, om U naam groot te maak, om U woord te lees, om U te eer. Vergewe ons sonde. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons lees saam Psalm 139 en ek lees graag vir hierdie pragtige Psalm. En U kan ook gerus as jy wil wanneer jy by die huis kom weer lees en dit op die eie maak. So begin die Psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle in my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Ek net hierdie ding weer wegmaak. Waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my en hou U regterhand my vas.
Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. Die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal saam. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, al weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek die haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerstand hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Tot sover geliefdes, ons skriflesing, ons teksvers vandag, het ek vers 10 geskryf, waarin sou ek gaan om die gees te ontvlug, sê vers 7, kies ek na die ooste of van woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Maar die hele psalm is ook ons nadenke werk, liefdes, maar ons gaan dit ook so doen, nie. Maar Here ook sy woord aan die seën. Ek het hierdie psalm nou al baie in my lewe gelees, pragtige psalm. En ek hoor hier in Psalm 139, geliefdes, hoor ons van 'n man, wat beskryf hoe hy van alle kante omsluit is. Van alle kante. Dit is byna soos 'n vis, wat in die water is. Omring aan alle kante deur die water. Oral rondom hom is net water. Bo hom is water, onder hom is water, voor hom en agter hom is water, links van hom is water, regs van hom is water. Hierdie man is so omring deur God. Nie deur iets nie, nie deur iemand anders nie, nie deur wat ook al nie. Hy voel homself so omring deur God. En as ek hierdie psalm my eie maak, geliefdes, weet jy, dan is daar niks wat ek vir die Here kan wegsteek nie. Absoluut niks. Dit help ook nie vir my om voor God my beste voetjie voor te sit nie. Dit help nie, ek gee iets voor God, wat ek nie regtig is nie. Ek kan dit vir jou doen, maar vir God kan ek nie. Hy is reg rondom my. Hy weet alles van my af. Hy is oral hier rondom my, by my. Hy weet presies hoe ek lyk uit elke hoek, uit elke moontlike hoek, en uit elke onmoontlike hoek. Weet God hoe ek lyk.
Hy weet van elke haartjie op my kop. Ek lees dit in Matteus 10 vers 30 waar Jesus dit sê. Elke haartjie op my kop. Hy weet daar is dalk vandag daar op jou kop 'n klosie hare wat so staan, omdat jy dit gisteraand in jou slaap verlê het en jy kry dit net nie reg dat dit reg lê nie. Hy weet dit. Hy ken jou. Hy ken nie net jou lyf nie. Hy weet ook presies wat jy dink. Elke enkele gedagte. Dit lees ek in hierdie Psalm. Hy ken elke mooi gedagte wat jy dink, elke edele gedagte. Hy ken ook elke lelike een. Hy ken al my planne. Hy ken elke woord. Of ek dit nou hardop voor mense sê, hy weet dit. En of ek dit hier as ek alleen is swets, hy weet dit. Of as ek dit in my gedagtes uitspreek, God ken dit. Hy weet. Hy weet. Ek wil byna sê, geliefdes, en ek het dit al gesê op die vorige keer, toe oor hierdie Psalm gepraat het, God is soos bloed, sing teens Jordaan, wanneer hy oor sy geliefde sing. Soos bloed. Hy gaan reg deur my. Dis soos asem hier binne my, dalk het ek net die vergelyking verkeerd, dalk is dit andersom, maar u ken daardie lied. Soos God. God ken my adres, my broer en suster. Hy weet ek woon by Grensstraat 2C, ek hoef nie, as ek met God te doen het, ernstig 'n bewys van adres te kry, en by die polisiestasie te gaan waarmerk, en dit dan vir God gaan gee nie. God ken my adres. God ken my werkplek. God ken my skoolplek. God ken my vakansieplek. God weet as ek reis. God weet waarmee ek reis. Waarmee ek ry. God weet waar ek oorbly. God weet wanneer ek ook al ergens sit of opstaan. Hy weet waar jy nou sit. Dalk het jy nie eers jou sitpleknommer in jou kop nie. God weet waar jy sit. As ek môre vir jou sou vra, waar het jy gister gesit in die kerk? Watter bank? Dan sou jy dalk moet sê, man, ek dink, as ek nou so, ek het daar aan die linkerkant van die kerk gesit, ek was so 5-6 banke van agteraf of vooraf, omtrent daar het ek omtrent gesit. Ek kan nou nie mooi onthou nie, maar ek sal op die lysie gaan kyk, want Wilma en die kerkkantoor personeel hou 'n lys van almal se name wat hier is, almal se name met die sitpleknommers waar hulle sit. Ek sal op die lysie gaan kyk. My broer en suster, God hoef nie dit te doen nie. God weet waar jy in die kerk sit. Maar God weet waar jy laasweek in die kerk gesit en waar jy 10 jaar terug gesit of gestaan of was. God weet. God weet as jy 55 jaar getroud is. God weet. Hy weet van elke sekonde. God weet. Hy weet alles van jou af. Alles. Ek is oop en bloot. Hy ken my diepste ou persoonlike goedjies. Hy ken my geldsake, hy ken my bankrekening, hy ken elke ding. Hy weet op hierdie oomblik hoe lyk jou bloeddruk.
en jou koors. Hy weet wat daar nou in jou lyf omgaan by jou byniere. Wat gebeur nou by jou byniere? God weet. Hy ken elkeen van daardie, onthou julle laasweek, 100.000 miljard elektriese verbindings in jou brein. Hy ken elke een. Hy ken my deur en deur elektries. En as hierdie psalmdigter van Psalm 139 so oor God dink, dan sê hy, die wete, wat doen dit? Die wete dat God my so deur en deur en so volledig ken, oorweldig my. Dit slaan my plat. Ek het nie woorde nie. Ek is stom geslaan. Maar dit kan jou ook bietjie ongemaklik laat voel, nee. Dat iemand so alles van jou weet. Die man van Psalm 139, hy was daarom verseker ook nie gemaklik, aanvanklik gemaklik, met dat God so alles van hom weet nie. Dit was nie vir hom lekker nie. Hy wou net wegkom. Want dis wat ons doen. As iemand na my kyk en hy kyk te intens na my, sy oë is te intens op my gerig, dan draai ek my kop weg. Want dit is vir my te intens. Ek kan dit nie hanteer nie. As iemand my so goed ken, geliefdes, en hy staan hier voor my, en dan voel ek so 'n bietjie ongemaklik. Maar God ken my. En hierdie man was aanvanklik so 'n bietjie ongemaklik. En hy wou net wegkom van God af. 'n Mens kan dit verstaan. Ek wil wegkruip, ek wil weghardloop. Julle onthou mos daar in Eden, in die paradys. Julle kan gaan lees in Genesis 3, nadat God vir Adam en Eva gemaak het, en hy hulle mooi gemaak het en goed gemaak het. Die hele skepping was mooi en goed. Toe is hulle twee mos ongehoorsaam. En toe val die skille van hulle oë af en toe sien hulle is naak. En wat doen hulle toe? Hulle was ongehoorsaam aan God. Toe wat doen hulle? Toe hol hulle weg. Gaan kruip hulle daar in die tuin weg, ergens agter 'n bossie. Maklik nie. Wil wegkom. Hy weet iets wat ek nie wil hê hy moet weet nie. Dit maak my ongemaklik. Toe die Here vir Jona sê in Jona 1, Jona, jy moet asseblief Ninive toe gaan, en daai mense gaan vertel dat hulle tot bekering moet kom. Toe sê Jona, nee, ek sien nie kans daarvoor hier. En sy hart sê dit vir homself. En wat doen hy? Hy klim op die skipie Tarsus toe. Nou staan daar in Jona 1 vers 3, hy probeer van God af wegkom. Hy ken my te goed. Ek wil weghardloop. Waar ook al jou wegkruipplekkie is, my broer en my suster. Wil ek vandag vir u sê, is te vergeefs. Is verniet, dat jy dalk daar weer wegkruip, waar jy wegkruip. Dit help niks. Maar die wonder is, God is klaar daar. God is klaar daar. Hy staar op daardie geheime plekkie van jou. Hy wag vir jou daar. Ek kan nie wegkom nie. Ek kan nie wegkom van God af nie. God is oral. Jakob is die jongste seun van Isak en Rebekka. En hulle twee, en Jakob is die kleinkind van Abraham en Sarah. Isak en Rebekka se jongste, eintlik is hulle tweeling, Esau en Jakob, maar Esau is eerstegebore en Jakob net daarna. En Jakob vlug vir sy broer om een of ander rede wat nogal daai tyd baie belangrik was. Hy vlug vir sy broer want sy broer Esau wil hom doodmaak. Julle ken mos die storie, nie? En hy kom daar ergens, gaan sy oom toe, oom Laban toe. En hy kom ergens op 'n vlakte. Toe die dag nou al begin daal en dit begin donker word en hy besef ek moet nou iewers slaap.
Maar is daar in die verlatenheid. En hy soek vir hom 'n klip en hy gaan lê op die klip en hy raak aan die slaap en hy droom. Hy droom van 'n leer wat tot by die hemel is en bo engele op en af en bo is God. En die volgende oggend word hy wakker. Ek dink hy skrik wakker. En sy eerste woorde was: God is op hierdie plek. En ek het dit nooit geweet nie. God is op hierdie plek. En toe noem hy die plek Bethel, huis van God. Kan nie wegkom nie, broer en suster. Hy kan nie wegkom nie. En hierdie psalmdigter, hierdie man van Psalm 139 ontdek dit. Ek kan nie wegkom van God af nie, maar nou ontdek hy op 'n wonderbaarlike manier iets anders van hierdie God en ek glo dis ook die krag van die Gees en die verligting van die Gees wat in hom is. Hy ontdek iets wat sy hele lewe omkeer. Sy hele lewe verander. Hy ontdek dis die genade. Hy ontdek dis nie nodig om ooit vir die Here te probeer weghardloop nie. Nooit. Dis nooit nodig om vir die Here ergens weg te kruip nie. Dis nie nodig nie. Die Here het jou gemaak. Hy het jou gemaak. Hy ken alles van jou. Hy het jou daar in jou ma se maag gevorm. As 'n ou verjaardag dink jy nogal baie aan so 'n tyd, nee. Daar 'n bietjie tyd. Hy het jou in die ma se maag gevorm. Hy het jou geken die ewigheid voordat jy gebore is. Vir Jeremia sê hy, ek het jou geken voordat jy nog in jou ma se maag gemaak is. Ek het jou al geken. Die Here ken my verlede, my broer en suster. Hy ken my verlede. Hy weet van die mooi sonnige verlede wat ek het, maar hy ken ook daai donker verlede van my. Hy ken my deur en deur. Hy weet van die hede, hy weet van nou wat daar in my hart aangaan en in my lewe aangaan. Hy weet presies. Hy weet hoe lyk my verhoudings. Hy ken dit. Hy ken dit. Maar die Here ken ook my toekoms. Daar waar jy nog nie eens weet om te gaan. Die Here ken dit, want hy's klaar daar. Hy's klaar daar. Hy ken die bedoeling van jou hart. Deur en deur. Dit wat jy daar in jou hart koester. Hy ken dit. En hy het alles van my in sy boek opgeskrywe. Alles. Vers 13 tot 16. En ten spyte van die feit dat hy alles van my weet, maar alles, het hy my nog steeds so lief. Dit ontdek die man van Psalm 139, is nie nodig om weg te hardloop nie. Hy het my lief ten spyte van wie ek is, want ek ken myself, ek weet hoe ek is. Hy het my lief en sy liefde vir my is onpeilbaar groot. Sy liefde vir my is onbeskryflik groot. Sy liefde is so groot dat ek daaroor nie eers 'n mooi gedagte het nie, geliefdes. Sy liefde is so groot, jy kan nie glo nie. Want so lief het hy die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Hy vat sy liefde en hy sit dit in 'n liggaam. Die liggaam van sy enigste seun Jesus Christus. En hy sê, hier is sy wêreld. So lief het ek jou. So lief het ek jou. Sy liefde is sterker as die dood. Sterker as die dood. Sy liefde vir my is volmaak, geliefdes. En dit hou nooit ooit op nie. 1 Korintiërs 13, daar skryf Paulus, wanneer hy 'n lied oor die liefde skrywe, dan sê hy, die liefde vergaan nooit.
so is hy rondom jou. So vul sy teenwoordigheid elke kamer en elke huis. Sy liefdevolle teenwoordigheid, wat jou dra, wat by jou is, wat jou nooit in die steek laat nie. So vul hy elke dorp en elke stad en elke plaas. Ook hierdie plase wat eergister daar by Koppieskraal so gebrand het. God is daar. Elke doodloopstraat op hierdie aarde is vol van God. Elke uithoekie in die uitgestrekte groot heelal is vol van God. God omsluit die hele skepping aan alle kante. God het die wêreld so lief. Dis nie die abstrakte, onbepaalde mensdom nie. Dit ook ja, hulle ook, maar vir jou. Vir jou wat daar sit, en vir my wat hier staan. Jou siel word deur God in Jesus gered op 'n manier wat ek nie ten volle mooi verstaan nie. Jou liggaam wat geskep is vir die heilige hoë plek, red hy. My broer en suster, jy en ek is in God se volledige omhelsing. En jy mag weet, God die Vader, die almagtige, alomteenwoordige, is vir jou. En jy mag weet, God die Seun, Jesus Christus Immanuel, hy is by jou. En God die Heilige Gees, jou trooster, is binne in jou. En my bede is, wees geseënd en getroos in God se omhelsing. Amen. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons by U is. Dankie dat U Uself vir ons ontferm. Dat U ons volledig insluit en omsluit. Dat U deur die Gees ons heeltemal deurdring. Dat U ons red van verderf. Dat U ons uit genade en liefde die ewige lewe in ons Here Jesus gee. Mag dit so wees, o Here, dat ons iets daarvan sal verstaan en dat ons gevul sal wees dwars deur ons lewe met 'n diepe, diepe dankbaarheid en 'n liefde vir U. In die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou vir Jason die geleentheid gee om sy geloof voor die gemeente en voor God te bely. En ek wil graag vir hom vra of hy nie net hier voor die kansel wil kom staan. Sal jy Jason asseblief? Jason en ek het nou al die afgelope paar weke het ons mekaar gereeld gesien. En ek kon ook met die kerkraad gepraat het hierdie week oor Jason en met dankbaarheid het hulle gesê dis reg. Jason, baie welkom hoor. Ek wil net nie so kyk, waar moet ek vir jou lees, want ek moet vir jou lees. Dus liewe Jason,
die openbare belydenis van geloof, wat jy nou gaan doen, is ingestel om aan verbondskinders, kinders wat gedoop is, en jy is gedoop in die hervormde kerk in Kimberley, die geleentheid te gee om persoonlik voor God en sy gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord jy op die toesegging van God se beloftes toe jy gedoop is daardie dag. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy, ons het daaroor gepraat, met die mond bely wat jy ook met jou hart glo, naamlik dat Jesus jou Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou en om te lewe volgens sy woord. Om getrou deel te neem aan die erediens en aan al die ander aktiwiteite van sy kerk. Om te volhard in die gebed, om aan te hou bid en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te vereer. Verder beteken belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit jou opregte voorneme is, dat jy in hierdie belydenis, hierdie woorde, hierdie geloofsbelydenis wat jy nou maak, hierdie verklaring wat jy aflê, sal volg en dat jy steeds daarin sal groei. En ek het met die kerkraad oor jou gepraat en hulle het met blydskap toestemming gegee dat jy jou geloof in die kerk mag bely. En daarom wil ek graag vir jou vra om voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg te antwoord. In die eerste plek, Jason, glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? En in die tweede ene, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? En derdens, glo jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En dan die laaste ene, beloof jy dat jy jouself onderwerp aan die kerklike opsig en tuig? Ek neem nie my masker op nie, Jason. Waar was die ander kers, man? Ons vat maar hierdie in kers. Wil jy hierdie kers net kom aansteek? Dit is nou... Dit kan nou... Maar net so pas. Liewe Jason, mag jou geloof ook soos daai vlammetjie vir ewig brand. En mag die Here deur sy Gees vir jou genadig wees. En mag hy in jou hart woon. Mag die Here met jou wees. En wat hy hier sê, stel op jou blommetjie aan. Daar moet eintlik blommetjies aansit, maar kan ons ook aan. Die manse moet staan of moet hy staan? Hy staan. Regop. Links, die kant. Baie geluk, Jason. Die Here sien vir ons vir jou 'n Bybel met jou geloofsbelijdenis ook daarin.
en gebruik hom dan kyk jy mooi en onthou hierdie dag en hierdie oomblik en hierdie woorde. Kom ons doen belydenis van ons geloof, geliefdes. Ons sou net by die tafel dit doen. Ek vra dat ons dit nou sal doen. Ons doen dit saam met Jason. Ons doen belydenis van ons geloof en elkeen sê dan die volgende woorde hardop saam. Kom ons staan nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Baie dankie geliefdes. Kom ons sing nou vir Jason toe, lied 268, laat hier die seën op hom daal. Sê my broer en suster, Jason is 25 jaar oud en hy woon hier so naby Parys, hier so sy ouers saam met hom hier, net so hier so by Koppieskraal by Stonehenge, hy is daar so, hulle werk daar, dit is hulle onderneming en hy was baie betrokke nou die afgelope week, nee, by die blus van al die vreeslike brande wat hier gewoed het in ons omgewing, nee. Ja, en hy het die roepstem van die Here in sy hart gehoor om sy geloof in openbaar hier voor u almal as kinders van die Here te doen. Jy is baie seën vir jou, hoor. Baie dankie, dit was vir my ook 'n voorreg om saam met te kyk. Baie dankie, kom dan weer gaan sit, hoor. Baie dankie. Geliefdes, ek gaan vir julle so uittreksel in die nagmaalsformulier lees. En dan gebruik ons almal saam die nagmaal, wat ook eintlik 'n dankbaarheidsfees is, nê? Wat die Here vir ons so mooi gehelp het en gelei het. En dat hy ons uit genade deur Jesus Christus kon verlos het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom.
Nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuut word. As verbondsmaaltyd het die nagmaal 'n klompie betekenisse. Dis 'n gedagtenismaaltyd, dis 'n waarborg, dis 'n viering van ons gemeenskap met die lewende Here met mekaar. Dit is 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Dit is in die 5de plek ook 'n vreugdefees. En dan blyk dit ook uit alles dat nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker deur die tekens van brood en wyn ons van die heil van ons wat ons in die Christus deelagtig is. En by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. In dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk oor alle oorde en tye. Ons sê, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U, Here Jesus, geslag is en met die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ervaar en beleef, geliefdes, te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself en haarself in die Here se teenwoordigheid sal ondersoek voordat hy of sy van die brood eet en uit die beker drink, sodat jy nie dalk 'n oordeel oor jouself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sonde. Ek wil graag vir julle geleentheid gee, u eie persoonlike gebed met die Here ook op hierdie oomblik in die erediens, dat u jouself voor die Here sal stel. Net u, die Here ken vir u deur en deur, ek ken vir my. Kom ons stel onsself voor die Here, bely ons skuld voor hom en aanvaar ook die verlossing wat hy in ons Here Jesus vir ons bewerk het. Daar is 'n geleentheid om net voor die Here stil te wees. My broer en suster, aan elkeen van u wat nou op regte hart ook u skuld voor God bely, verkondig ek in die naam van die Here Jesus, dat hy ook al u sonde vergewe en ook vir u van alle ongeregtigheid reinig. Dit is die belofte wat hy maak in 1 Johannes 1 vers 9. Ek wil graag vir u geleentheid gee dat u nou maar die glasie oopmaak en die broodjie uithaal. Geliefdes, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van ons Here Jesus. Neem almal daarvan, eet daarvan, dink daaraan en glo dat sy liggaam so gebreek is vir al die sonde.
Die beker wat ons met danksegging seën. Dit is die Nuwe Testament in die bloed van ons Here Jesus. Neem almal daarvan en drink daaruit. En terwyl jy drink, dink daaraan en glo dat sy bloed ook so gestort is tot versoening van al die sonde. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat U die Here is wat ons deur en deur ken. Ons dankie dat U die Here is wat ons liefhet. Dat U die Here is wat ons volledig kom red het in Jesus. Ons dankie dat ons kon deel ook nou in hierdie oomblikke waar ons die nagmaal kon gebruik, om op hierdie wyse ook aan U al die dank en die lof en die eer te bring, wat daar in ons lewe is. Baie dankie, Here. Baie dankie dat ons dit saam met Jason kon doen vandag, wat sy geloof in U kon bely het voor die gemeente. Dankie dat ons geloof ook daardeur versterk kon word, o Heer, en dat U dit werk deur hierdie tekens van wyn en brood. Dankie, Here, dat U vir ons lief het. Ons kan dit nie genoeg sê nie. Dankie dat U ons lief het. Seën ons verder hierdie dag. Dankie dat dit 'n mooi dag is. Wees met almal wat siek is, wat hartseer is, wat wanhoopig is, almal wat nie weet wat môre vir hulle inhou nie. Nie een van ons weet nie, Here. Maar daar's mense wat so geen hoop het nie, so moedeloos is. Ek bid U dat U hulle sal versterk, en dat U genade ook oor elkeen van ons groot sal wees. Baie dankie, Here, in die naam van Jesus. Amen. Ons sing nou Psalm 139. Ek dink dit is die voorlaaste versie, vers 4, ja. Psalm 139 vers 4. Ons tot saam. Ontvang nou die seën van die Here, my broer en suster, en gaan dan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.